Hallo en welkom by vandag se oordeenking. Ons is in Heilige Week, waarin ons saam met Jesus stap as 'n vriend. Ons hou hom dop wat hy sê en wat hy sou beleef en raak so in kontak met die uitnodigings wat na ons gerig is. Die aand voor Jesus se kruisiging kry ons hom aan tafel met sy vriende. Kom ons luister saam na vandag se skrifgedeelte uit Johannes 13. Voor die fees van die Pasga het Jesus reeds geweet dat sy uur aangebreek het, dat hy van hierdie wêreld na die Vader sou oorgaan. Daarom, omdat hy sy eie mense in die wêreld liefgehad het hy hulle liefgehad tot aan die einde. Gedurende die aandete het die duiwel dit reeds in die hart van Judas, seun van Simeon Iskariot, gelê om Jesus te verraai. Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat hy van God gekom het en weer na God terugkeer. Daarom het hy van die ete opgestaan, sy boklere uitgetrek, 'n linnedoek geneem en dit om hom gebind. Toe gooi hy water in die waskom en begin om die voete van die disippels te was en dit met die linnedoek wat om hom gebind was af te droog. Toe hy by Simon Petrus kom, sê die vir hom: "Here, gaan u my voete was?" Jesus het hom geantwoord: "Wat ek nou doen, verstaan jy nie nou nie, maar hierna sal jy verstaan." Petrus sê toe vir hom: "U sal beslis nie my voete was nie, tot in ewigheid nie." Jesus het hom geantwoord: "As ek jou nie was nie, het jy nie deel aan my nie." Toe sê Simon Petrus vir hom: "Here, dan nie net my voete nie, maar ook my hande en my kop." Maar Jesus het vir hom gesê: "Iemand wat gebad is, het nie nodig dat iets anders as sy voete gewas word nie, omdat hy reeds heeltemal skoon is. En julle is skoon, maar nie almal nie." Want Jesus het geweet wie hom sou verraai, en daarom het hy gesê: "Julle is nie almal skoon nie." Toe hy hulle voete klaar gewas het en weer sy boklere aangetrek en aangeleen het om te eet, sê hy vir hulle: "Verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Julle noem my meester en Here, en julle sê dit reg, want ek is dit. As ek, julle Here en leermeester, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het immers vir julle 'n voorbeeld gegee, sodat julle ook kan maak soos wat ek gemaak het." Toe Jesus sy publieke lewe, sy bediening begin, kondig hy aan: "Bekeer julle, die koninkryk van God is op hande." Dit is die goeie nuus, dis die evangelie, dat 'n ander manier van lewe moontlik en aan ons beskikbaar is. En alles wat Jesus dan doen en sê, is om bekend te maak hoe hierdie lewe is. Deur sy lewe, sy dood en dan ook sy opstanding, word ons genooi om deel te hê aan God se koninkryk, ook hier aan tafel saam met sy disippels. Nou in die antieke tyd was dit die taak van die laagste slaaf in 'n huishouding om gaste se voete te was. Paaie was stowwerig, mense het dikwels met oop skoene geloop en het die paaie gedeel met allerlei diere. So 'n gasheer sou 'n slaaf kry om gaste se voete te was. En dit was nie net om gasvry te wees nie, dit was ook noodsaaklik. Maar vir een of ander rede is dinge hierdie aand anders. Niemand doen dit nie en niemand bied aan om dit te doen nie. Jesus en sy disippels gaan sit om te eet en die disippels, die studente wat jarelang saam met hom geleef en beweeg het, snap nog nie dat God se koninkryk anders is as die koninkryke om hulle nie. En dan staan Jesus, die seun van God op, en hy word hulle dienskneg. In die stilte doen hy in liefde vir hulle, wat hulle nie vir mekaar wou doen nie. Nou kan jy dink alles wat deur hulle gedagtes moes gemaal het. Dalk skok, dat die Messias, wat hulle sou dink sekere voorregte en posisies sou kon hê, dit doen. Dalk beleef hulle teleurstelling dat hulle nie self die inisiatief geneem het nie. Maar ongeag, Jesus buig af en hy was elkeen se skoene. Hy was die voete van sy binnekring, die wie hom lief gehad het. Maar hy was ook Judas se voete, die een wat hom sou verraai. Dit herinner my aan hoe God ook vir Adam en Eva, nadat hulle teen hom draai en sondig,
vir hulle klere maak toe hulle bang en skaam is. God skroom nie om in ons behoeftes ons te ontmoet nie. En dis die lewe waartoe God ons nooi. Onthou jy, dis Jesus wat gesê het, dat hy wat die meester is en ons voete was, ons ook mekaar se voete moet was, in liefdevolle diens. Liefde word nie net in woorde of in emosies uitgedruk nie. Dit gaan oor in dade. Hy leer sy disippels en ons dat dit is hoe 'n lewe in God se koninkryk lyk. En toe Petrus hom teestaan, sê Jesus juis, dat as ons wil deelneem aan sy koninkryk, dit die pad is. Dis nie net 'n les in nederigheid nie, maar dis 'n inisiasie in 'n lewe van diens. Deur hulle voete te was, berei Jesus hulle voor vir 'n pad van liefde en diensbaarheid wat voorlê. Dink net hoe anders sou ons verhoudings, ons families, ons samelewing wees as ons fokus sou verskuif van onsself, van wat ek wil hê, na van wat die mense om my nodig het. Jesus leer ons, dis beter om te gee as om te kry. En hy nooi ons na hierdie manier van lewe. Kom ons bid saam. Here, in 'n wêreld wat gerig is na hoër en meer, kom wys ons die pad van afwaartse mobiliteit. Here, kom lei ons vandag om U te volg, om die mense in ons lewe en ons wêreld te dien. Here, help ons om dit te doen met ons oë gerig op U, U wat ons beloning is. Amen. Indien jy graag met iemand wil gesels of 'n gebedsversoek het, is jy welkom om ons te kontak by gebedsversoeke@mosaic.com. Verlorenes, brokenes, word gevind in U groot naam, Vaderloos, die wese